Die Kreerwiltuin word 100 jaar oud hierdie jaar. En nie een van ons wat hier sit, maak 'n draai hierdie jaar in die wildtuin. En iemand sal seker nou weer sê, ja, swak beplanning. Ja, verseker dit, dis seker so. Maar ons het besluit, dit is waar ons daai 100 jaar gaan vier. Ons gaan ook ou besoeke aan die wildtuin vanaand hier met mekaar deel. Want dit was mos altyd lekker om die wildtuin te besoek. 'n Wildtuinbesoek kan mos nooit sleg wees nie. So, ons gaan vanaand ou stories opdiep. Ons gaan selfs na ou video's kyk van oomblikke wat ons vasgevang het, wat vir ons iets beteken en wat vir ewig met ons sal wees. En die beste van alles, ons gaan dit vir julle wys. En ek is oortuig, daar gaan 'n paar humor oomblikke ook uitkom. En dan, die belangrikste van alles is, ons gaan julle ook vertel, hoekom gaan ons keer op keer terug na die wildtuin toe, en wat die wildtuin vir ons beteken. Maar op daai noot van, hoekom keer ons terug na die wildtuin toe? Reg aan die einde van hierdie video, gaan ek 'n redelike belangrike geheim met julle deel. Nie nou nie, aan die einde van die video. En as julle wil weet wat dit behels, dan sê julle maar hierdie video moet reg deur kyk om te hoor wat is die geheim. Nou gaan ons hierdie aand verder geniet en kom ons lig 'n glasie op die Kreer se 100. Gesondheid. Die Kreer is vir my 'n plek waar die horlosie stil staan en die siel onthou. As ek aan die Kreer dink, dan dink ek aan daai lekker warm beker koffie vroegoggend. Ek dink aan die opwinding van die onbekende om elke draai en dan natuurlik die kampvuurstories. Sommer tot laat aan sit ons om die vuur en stories vertel. Maar die Kreer Wildtuin is ook die plek waar die gejaag van die lewe tot stilstand kom. Maar danksy jou Skepper maak jy nuwe herinneringe wat jou ewig bybly. Die wildtuin is vir my soos 'n magnifieke konsertsaal waarin die natuur se wonderwerke afspeel. Ek het verlief geraak op die simbiose en die balans in die plante en diereryk. Die topografie, die atmosfeer en die vrede wat jou oorval sodra jy hierdie ekokoninkryk betree. Vir my is die wildtuin 'n plek van besondere oomblikke en samesyn van familie en vriende. Die plek het baie om te bied en te geniet en te waardeer. Tonele sal daagliks verander en hopelik na elke draai sal daar 'n verrassing op ons wag. Kreerpark mag hier nog lank bestaan en toelaat dat besoekers die natuur kan kom koester. Lang gelede, 1927, is die eerste besoekers toegelaat en net 3 motors het die park besoek. Elkeen moes 1 pond toegangsgeld betaal. Maar daai nuus het baie vinnig versprei, want in 1928 het 180 motors die park besoek. Maar, kom ons begin voor. Oom Paul het in 1898 die klein Sabie Wildreservaat geproklameer en later ook die Singwetsi Reservaat laat afbaken. So hieruit kan 'n mens aflei dat hy lief was vir die natuur. Danksy James Stevenson Hamilton en Piet Grobler, minister van Lande, is die Nasionale Parkewet amptelik op 31 Mei 1926 deur die Volksraad goedgekeur. Dit was dan die amptelike geboorte van die Kreer Wildtuin, wat toe ook vernoem is na president Paul Kreer. Die Groot 5 is wêreldwyd bekend en trek verseker die meeste aandag, waarvan die luiperd en die renoster die moeilikste soek. En dan die lelike 5. Van hulle is eintlik mooi van lelikheid. Nie dat ek enigstens mooier is
as hulle nie. Dan kry 'n mens die klein 5. Maar het julle geweet, jy kry ook nie amptelik die 5 groot bome. Dis nou nie juis iets wat ons sal soekie nie. Maar kyk net hoe majestueus staan hulle. Waar op aarde sien jy 5 dae in 'n ry? 3 verskillende toppe wilde honde in en langs die pad, net in die kreer. En hier staan hulle nou almal op. Wat gaan hier aan? Wat is hier aan die gang? Dis nou 'n vergadering. Maar kyk hulle draf vir ons. So gemaklik. Jy wag vir die agterste. Kyk of so hy ruik, daar's sent. Hierdie ene skrippel, ek kan seker, hy kan seker ontbyt, ja. Want jy kan net 'n wille-hond video maak. Dis net wille-honde waar jy kyk. En dit is letterlik 50 tree van Skukuza kamp se hek af. Dit was vir my 'n onvergeetlike gebeurtenis. Tydens ons besoek in 2018 kom ons by die Xingwetsi rivier aan en op die Laagwaterbrug, daar lê die luiperd. Ons is nou by S52, daar by die Red Rocks. Die luiperd het op die bruggie gelê en gelukkig vir ons was ons alleen saam met hom. Geen motors het aangekom nie. Ons het hom afgeneem, hy het rondgekyk, hy het gelê en toe later staan hy op en hy begin te braak en hy kom toe nou nader na ons toe gestap. Wat was jy nou meer hê? Ek was redelik benoud want Lona se vensters was oop waaruit sy geneem het. Maar hy het na ons toe gestap, 3 meter voor ons het hy weggeswaai en toe het hy gaan water drink in die rivier. Nou moet ons die ruit toemaak. Die ruit maak. 'n Mens skryf verseker ook komiese tonele in die Wildtuin. Soos die keer op die H41, toe Bobbejaan se kind 'n geleentheid kry met 'n Uber vanaf Skukuza na Ondersabi. Kyk gerus en geniet dit saam met ons. Veer staan stil, ek wil hierdie ou afneem. André, dis goed. Wat staan stil? Ons laaste aand in Olifant maak ek die opmerking dat dit lekker sal wees om 'n groot maanhaar mannetjies aan die pad te kry. Vroeg die volgende oggend is ons op pad Skukuza toe en net buite Olifants kry ons eers 'n trop olifante. En net 'n entjie daarna, toe ons om die draai kom, staan die meneer in die pad en vir ons wag. Daai gesiguitdrukking, die manier hoe hy na ons gekyk het, sal ek nooit vergeet nie. Bok, Ronel, Nelie, kyk hoe gelukkig is ons nou. Man, kan nie Net buite Olifants.
kan nie waar wees nie. Kyk hoe mooi staan hy twee pootjies, point jou tou. Kyk hoe lê daar agtersteen met sy 2 pootjies. Dis mamma. Nee, is ook 'n mannetjie. Ook 'n mannetjie. Sien. Dit was goed. Ja, ek sien hom. Ja. Besoekers kom om verskeie redes na hierdie wonderlike plek. Dalk hoofsaaklik om die groot vyf te sien. Maar dan is daar ook die mooi momente wanneer diere direk na jou staar. Kyk na 'n kameelperd, blou aapie, kudu, selfs die gevaarlike herkouende buffel se rustige reaksie as jy hulle afneem. Ook die voëlkykers wat geduldig stelling inneem en wag. Soms vir ure, om die kleurvolle en skaars geveerdes te fotografeer. Maar die wildtuin huisves ook 'n magdom weeskinders, die lieflike bome. Dink net aan die marula, kremetart, mopani, die koorsboom, knoppiesdoring, appelblaar, huilboerboon en nog vele ander wat aan duisende diere en goggatjies nie net voedsel verskaf nie, maar ook 'n skuiling, rusplek, skaduwee, nesmaakplek, uitkykpos en 'n wegkruipplek aanbied. Intussen word blomme bevrug, nektar word heuning en ongemerk word koolsuurgas opgeneem en suurstof vrygestel. En die wonderwerke in die natuur word sigbaar vir die wat daarna soek en dit ontdek. Nog 'n onvergeetlike komiese oomblik wat ons beleef het is die keer toe ons die Kreerwil ingegaan het by die Paul Kreerhek. Ek oorreed die familie, ons gaan nou almal 'n foto neem daarvoor om Paul Kreer se standbeeld. En terwyl ek uitklim, sien ek die beweging en ek sien daar kom iets agter die beeld uit en loop af na die rivier se kant. Almal skree leeu, leeu. Ek sukkel om die kamera te kry en toe ek éventueel deur die lens van die kamera kyk, toe sien ek is 'n luiperd. Nou klim ek terug in die motor en almal wil net weet, is dit nou 'n leeu of is dit 'n luiperd? Dis nie 'n luiperd nie. Dit was baie lekker, die leeu luiperd. Leeu luiperd. Ja, Lekker grootte. ja. Ja, dit was scary geweest. Ek gaan nie weer vinnige foto gaan neem by Paul nie, hoor. Eerlik. By oom Paul. Ja, Paul Kreer. Hy het vir my so 'n bietjie laat skrik. Ek het gesê boggery foto. Nodeloos om te sê, die adrenalien het gepomp en ons almal het gebewe. Ons is in Ondersabi en besluit op die nippertjie om met die park se voertuig 'n sundown trip te doen. Op die A42 na Krokodilburg kry ons eers die leeumannetjie en toe so en verder die 3 wyfies met kleintjies. 8 kleintjies. Daar agter sien net seer. Oh, ja nee, hoor haar man self voor te Bossy man, Ja, 2 ure beweeg ons saam met die leeufamilie. 'n Leeu sighting wat ons altyd sal onthou. Tydens ons besoek in 2018 was ons die laaste namiddag by Laarsabi se bekende Sunset Dam. Ek was vasbeslote om 'n gapende seekoei te kon afneem en ek het geweet dit was ons laaste middag. Ek ry toe maar tot amper teen die water met my kamera. Ons kyk mekaar reg in die gesig toe hy van agter die boom vir my loer. Ek gaap en ek skree, "Ag, gaap vir oomie toe." En met my mond wyd oop sien hy ook natuurlik my tande. Maar daar trek hy los. Ek was agterna daarom skaam oor my paar tandjies toe ek syne sien. Het ek my verbeel of was daar 'n glimlag in sy oë toe hy onder die water verdwyn? Jare gelede het ons 'n GPS-klub die Kreerwiltuin besoek. Ons ry een oggend
En die volgende oomblik toe sien ons 'n klomp renosters agter 'n bos uitkom. En hulle is toe almal op pad na 'n dam toe. Dit was lank voor die stroopers die kreer getref het en die horings begin te steel het. En dit is die tyd toe die renosters nog vrylik met horings en al in die wildtuin kom beweeg. Nou, elke keer as ons by daai dam verbyry, dan dink ons terug aan daardie wonderlike oomblik. En dit laat 'n mens nou maar net wonder hoe anders die prentjie vandag sou gelyk het as dit nie vir die stroopers was wat soveel van hierdie ikoniese diere van hulle horings en sommer dikwels ook hulle lewe beroof het nie. Een van die lekkerste aande ooit was toe ons by Singwetsi gekamp het. Ons besluit om 'n sundown trip te doen. Dis net ons en Swanele in die trok toe ons die wilde kat sien, wat redelik skaars is in die wildtuin. Kort daarna kry ons die welbekende Blue Eye luiperd van Singwetsi, besig om sy gebied af te baken. Toe so 150 meter van Singwetsi se hek, kry ons 'n klomp leeu's teen die rivier se walle, besig om met mekaar te praat. Omtrent so 80 meter van die hek af kry ons 'n tweede luiperd in 'n boom. ‘n katteaand wat my altyd sal bybly. Daar het julle dit nou, julle het gehoor hoekom ons so baie teruggaan na die wildtuin toe en wat die wildtuin vir ons beteken. Maar daar mag dalk net 'n ander rede ook wees. Ek sou sê dat julle moet ernstig oorweeg om Ernst Grinling se artikel in die Weg van September 2014 te lees. Want hy skryf oor die kreermiljoene. Baie interessante artikel. So gaan lees gerus daai weg as jy hom nog in die hande kan kry. En dit is reeds die geheim wat ek reg aan die begin vir julle beloof het, wat ek nou hier verklap het. En dis die kreermiljoene. En selfs Henny Nortje dig in sy digbundel Noord van Mallelaan. En dit is 'n digbundel wat net oor die kreer handel. 'n Man wat baie lief is vir die kreer, so gaan skaf hom gerus aan. Maar hy dig in Noord van Mallelaan soos volg. Kom ons lees. Hy noem dit skattejag in die Laagveld. 'n Mens moet teen skemer hier stilhou en die granietkoppies lank genoeg betrag. Dalk geluk dit jou om tussen al die grootblaar rotsvye en bergalwyne iets te gewaar waarna fortuinsoekers in eeu reeds te vergeefs soek. Daardie kreermiljoene. Eers versteek in die huid van 'n klipspringer, dan later tot aan die horison herbegrawe in 'n gloed van rooi bosblare. Die skat slegs 'n oomblik te vind op pad suid na Afsaal, nou in die laaste glimp. Daar het julle dit. Die kreermiljoene is nog nooit gevind nie. So dis dalk 'n goeie rede hoekom jy moet teruggaan Kreerwildtuin toe. Ek druk op drank. Okay, op nog 100 jaar. Ja, gesondheid. Gesondheid. Dan kry ons die kreermiljoene. Ja,